Goeiemôre. Ek sit nog hier waar ek nou Bybel gelees en gebid het. Ek wil net 'n vraag vra. Wat mag ek profeteer? Mag ek profeteer nou vanoggend en 'n naam gebruik en sê iemand gaan tronk toe? Mag ek in 'n gemeente staan en sê jy gaan tronk toe? Mag ek dit profeteer? Ek gaan julle nou antwoord. Kom terwyl die mense opklim, adverteer ek net gou wat ons hierdie week gaan doen. So môre ry ons Lime Eikers toe. Lime Eikers se myne toegemaak een en die mense kry swaar, soos vat meel saam. Wil jy dit eintlik hardop sê nie, want iemand wat in nood is, wil jy dit hoor. Jy bring vir my meel nie. Maar die werklikheid is Jesus is so goed wat vir hulle meel vat. So as jy wil deel wees vir hierdie poging, ons ry met 'n bussie, ons vat die evangelie ook. En dan as hulle my met die uiter gaan ek ook 'n aanbieding doen vir hulle om hulle te help vorentoe, want van hulle het nie pensioen nie gekry nie, hulle het nie, of nie van hulle nie, lyk vir my almal salaris, maar daar wil ek my nog nie uitlaat nie, want ek weet nie wat gaan nie. Okay, dit is Lime Eikers, en ek gaan nou praat oor wat mag ek profeteer. Dan hierdie naweek, Saterdag, ek en François en Fredo is in Jan Kempdorp. Die middag 12:00 is daar 'n krokodilbraai, lekker pap en wors, klink dit vir my, en Tannie Meismel pap. En dan vertel ek so 'n paar stories waar God verheerlik word. En Frans was sing, en Fredo braai die krokodille. En ek gaan nou met julle praat oor die ander een. Dan, Sondagoggend, ek dink is 10:00, by AGS Jan Kempdorp, praat ek dan ook. So onthou hierdie naweek, moenie mis nie. So môre is Lime Eikers, ek gaan ook by die rek klap. Jy kan net op my page teruggaan, daar is advertensies gister geplaas. By die rek klap, môre middag gaan ek 'n woord daar bring by Lime Eikers, hierdie naweek, Jan Kempdorp, Saterdag en die Sondag. Dan, die 4de tot die 6de September, het ons 'n seminar hier. Die 5de is die belangrikste as jy kan kom. Hoe vat jy jou dorp oor vir Jesus? Stuur asseblief uit jou gemeente uit iemand. Waaroor ek bly is die plaaslike mense, 36 pastore al, wat kom uit die plaaslike mense uit, van Boegeberg tot in Ograbies, en ek wil hierdie groot riviergebied, is ek so opgewonde, want pastore gaan kom, dis gratis. Tannie Pieks het ons geborg met vleis, en dan het Tannie Meismels ons geborg met mieliemeel die naweek. So, maar bring 'n sak geldjie vir 'n koeldrank saam. Okay, dit is nou vir die 4de tot die 6de. As jy kan oorslaap, gaan weer terug op my page, jy sal advertensie kry, jy sal die telefoonnommers daar kry. Moenie vir my vra hier in die comments, waar is die telefoonnommer? Dan, ek gaan nou gou met jou praat oor, mag ek profeteer? Soos hoe Daggie wat hier op is. Mag ek vir Daggie sê, jy gaan volgende week tronk toe? Mag ek dit profeteer? Ek gaan nou daaroor praat. Dan die laaste ding, vandag wil ek hê julle moet bid. Van net oor 10 af, het ek en pastoor Wally groot meetings. Ons wil ons tentpenne dieper inkap, ons seile weier span, want God wil groter dinge doen hier by School of Fire. Ons gaan 5 planafdelings wat ons nog gaan bekendstel, maar dan kom 'n baie groot afdeling by. Oukies wat nie op dwelms is nie, is baie belangrik. Jy moet ten minste 'n jaar nie dwelms gebruik het nie. Wat kan kom vir Blue Stem. Soos die wêreld sê 'n rooi seël, maar ons het Blue Stem, is nie geakkrediteer nou aan die wêreld nie, hoor nou mooi. Van ons goed is geakkrediteer, word deur 'n elektriese ou aangebied, deur die ander, maar hoor gou. Ek sê plain, hy's nie geakkrediteer nie, is soos 'n 365 dae gap year bootcamp, noem dit alles. Daar kom bootcamp ook voor, maar hulle gaan leer om met 'n tang draad te span. Hulle gaan die basies van elektrisiteit leer. Hulle gaan houtwerk leer. Hulle gaan leer om tuine te maak, groentetuine. Hulle gaan leer by varkboerdery van hoe om 'n vark in te spuit, te kastreer tot die einde. Al daai goed moet hy doen. Hy gaan 'n krokodil leer met die krokodille werk. Hy gaan by Itolafia Farms met die turksvye werk van begin tot eind. Hy gaan bemarking leer, hy gaan boekhouding leer, alles. En hy gaan 'n derde van 'n pastoorskursus doen in daai jaar. Dan kan hy daarna dit verder op YouTube doen of verder hier doen. Dis nou maar die wat kom, daaroor praat ek later.
Dis die bloeistem. So, ja, nou wil ek gou met jou geestelik praat. Kan ek profeteer? Jy het die ore nie. Jy gaan moeilikheid om die volgende draai kry as jy nie luister nie. Of, hier kom 'n Christen aan. En ek sê, jy gaan so vervolging kry, jy gaan tronk toe. Jy gaan seker oor 'n maand tronk toe, mag ek dit doen? Kom ek lees vir ons goue skrif. Hier uit Handelinge 21, vanaf vers 21. Terwyl ons by Filippus gebly het, het 'n profeet uit Judea met die naam Agabus ook daar aangekom. Daarvoor almal kom vat hy Paulus se beld, sy gordel, en maak dit aan sy hande en voete vas. Toe sê hy, luister, die Here laat prentjies skep. Luister wat die Heilige Gees vir julle sê. Die Heilige Gees sê, so sê Agabus. Die man aan wie hierdie beld behoort, gaan op presies dieselfde manier in Jerusalem deur die Jode vasgebind word. Dan gaan hulle hom aan die Romeine uitlewer. Toe ons dit hoor, was ons baie omgekrap. Ons het Paulus oor gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie. Maar hy wou nie na ons luister nie. Hoekom probeer julle om my van my plan te laat afsien? Het hy ons gevra. Net nou reed al julle gehuil my om nie meer Jerusalem toe te gaan nie. Kan ek sê regheid vir julle? Dis glad nie vir my 'n probleem as ek in Jerusalem in die tronk beland nie. Ek gee nie eens om as hulle my doodmaak ter wille van die Here Jesus nie. Ons Christene kan so attitude hê. So, dit kan geprofeteer word. Pasop net vir vervloeking, profete wat nou. En dan wil ek 'n uitlating maak vandag. Ek dink 80% van profete is nie profete nie. En van hulle is duiwels. Maar God het nog profete. Dit is in die Nuwe Testament. Dit is vandag daar. Daar staan in Korintiërs ook, jy kan profetiese gawe skryf. Ek persoonlik, die Here het my al gelei met profeseë. Ek dink ek het so 'n deeltjie van die gawe. Maar ek gaan nou nie vir myself profeet Roy Strauss noem nie. Dis my siening. Ek noem my ook die apostel nie. Maar daar is daar die ampte. Is niks fout daarmee nie. Daar is daar die ampte. OK. So, ek wil jou net stuur. Gaan lees jou Bybel. Wat baie keer gebeur, die meeste sal gesê, nee, jy kan nie dit profeteer, jy kan nie dat nie. Hoor, die Bybel sê jy kan. Gaan lees Bybel so meer as wat jy kan. Lees. Dis lekker om Bybel te lees. En, woon asseblief by Laimakers, stuur hom aan asseblief hierdie een, laat hy 'n bietjie travel, Jan Kempdorp, en dan hierdie seminarie by ons, al kan jy net daar die Saterdag van die 5de hier wees, so belangrik, maar die Vrydag aand is 'n change boodskap, en dan so, dit is belangrik. Die Here is lief vir julle, en hou dop, miskien namiddag of in hierdie week, gaan ek praat oor waar School of Fire uitbrei. My hart gaan uit as ek met hierdie jong manne praat, wat in woonstelle groot geraak het. Hy het nooit die voorreg gehad om 'n tang te hou vas nie. Hy is nie sleg nie, hy is nie slap nie. Hoekom moet sy pa vir hom 'n toolbox koop as hulle in 'n woonstel groot raak? En ek wil graag vir hierdie jong mense 'n jaar so fondasie bou geestelik. Nie ek nie, die Heilige Gees bou daai fondasie. Maar dit bou en dan dat hulle met 'n tang kan werk as hy in daai jaar weg is. Hy kan swys, hy kan elektries weet wat hy doen, hy kan houtwerk doen, hy kan 'n groentetuin aanlê. En wie sê nie, net 'n skill spring daar uit, wat vir hierdie ouetjie, ek luister gister, is nou wêreldse ou, en ek dink hy's dood, Jobs, of wat so ryk geword het. Hy was uitgedrop op college, en toe gryp iets om, en hy het 'n sukses behaal, weet jy in Christus nie. As jy nie 'n sukses in Christus behaal, is daar groot probleme. So, lief vir julle almal, die Here seën, en begin dink hierdie ding, of jy nie jou kind moet stuur nie. Ek dink ons gaan 'n afkapdatum ouderdom hê. Ek weet nie, gaan ons ouer as 30 vat, 35 op hierdie nie. Alhoewel ek kry tussen 30 en 40 baie mense in, wat nog nooit gewerk het nie. Wat ma om daar by die tafel het sit het. Hy moet net kyk hoe ma koekies bak. Ek kry dit regtig mense.
En ek wil graag hierdie mense help. Mooi met die hand vat en dit hulle basies leer. Iemand wat bietjie bloedblaasies op sy hand kry van 'n tang. Môre is hy 'n ander mens. Iemand wat 'n tuin aanlê en hy eet sy eie wortels wat hy uithaal, is 'n ander mens. Iemand wat by 'n vark werk en hy slag op die ou end en hy doen die snitte en hy braai 'n choppie en hy eet hom so, is 'n ander mens. Ag asseblief, ek is keelvol, as jy nie vark eet nie, ek val jou nie aan nie. Moenie my aanval nie. Op speel op 'n ander plek. Okay. Hier's regtig mense wat in 'n sitkamer sit, hulle doen verdomd niks vir God nie. Hulle sal nie iets doen nie, maar hulle sal net kommentaar lewer. Jou kommentaar druk dit 'n slag. En jy's, "Haai, 'n Christen praat nie so nie soos 'n vrou laasweek. Moenie sê breinoorplanting gaan ek hulle gee nie." So julle kan sê wat julle wil, ek moet my mond hou. Nee, ek sal nie my mond hou nie. Kom by. Kom ons bekeer tot God en ons verander. Oukie wat in 'n krokodildam vir klein krokodilletjies hou vas en skoonmaak en hy hou hulle so teen sy hart vas. Hy raak 'n ander mens. Iemand wat 'n donkie afborsel, raak 'n ander mens saam met Christus. Nou ja, hou dop, dis die blue stamp wat ons byvoeg by School of Fire. Om so 'n jaar te doen, dink ek is net uitstekend vir jou kind voor hy universiteit toe gaan, voor hy 'n college toe gaan, voor hy iets anders doen, want ons sit die geestelike by.